is going to fill a large part of your life. And the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. Goeiedag en welkom hier by sessie 5 oor wat is geloof. En dankie dat jy inskakel, dankie dat jy bereid is om te leer en saam met my te leer. En dankie vir my span wat my help om hierdie video's op te neem en al die goeders te doen. Nou, ons het geleer oor wat geloof is en dit is geweldig belangrik, want dit is 'n goue draad reg deur die Bybel dat God geloof wil hê. Maar vandag gaan ek bietjie met jou praat ook oor wat is ongeloof, die verskil tussen twyfel en ongeloof. Maar voordat ons verder gaan, kom ons bid saam. Vader, dankie dat U ons liefhet, dankie dat U vir ons omgee. Jesus, dankie dat U ons regverdig verklaar het, U het ons sonde vergewe. Maar Heilige Gees, dankie dat U in ons woon. En Heilige Gees, ek bid dat ons harte vrugbare grond sal wees. Help my om met vrymoedigheid die woord te spreek en woord te praat en dat U my lei om die regte goed te sê. En dankie Here vir 'n span wat my help en dankie vir mense wat my help. Dankie vir elkeen wat luister. Hulle is 'n groot blessing vir my. In die naam van Jesus. Amen. Nou, maak jou Bybel daar oop by Hebreërs 11 en ons gaan daar lees van Abraham, maar ek wil net hier uit die lewende Bybel vir jou lees Hebreërs 11 vers 1. En nou, hoor hoe mooi sê, wat beteken dit om op God te vertrou? Dit beteken om seker te wees van die dinge waarna ons uitsien wel sal gebeur. So ek sien na iets uit en ek weet dit, ek weet om seker te wees van die dinge, ek weet dit gaan gebeur. Dit beteken ook om oortuig te wees dat die dinge wat ons kan sien wel daar is. So wel gaan gebeur en wel daar is. En les 5, sessie 5 gaan oor Abraham. Nou, hoor wat sê hy van Abraham vers 8, Hebreërs 11 vers 8, nou lees ek uit die 2020 vertaling. Hy sê, deur geloof was Abraham gehoorsaam, net soos Noag, hy was gehoorsaam toe hy geroep is om uit te trek na 'n plek wat hy as erfenis sou ontvang, en hy het weggetrek sonder om te weet waarheen hy gaan. So, hy het weggetrek en hy was seker van dit gaan ek sien. Hy was oortuig, hy het dit reeds, nou trek hy weg. Hy weet nie waarheen hy trek nie, hy weet nie wat daar gaan gebeur nie, maar hy trek weg. En as jy Genesis gaan lees, dan sê die Bybel dat die volgende dag het hy begin oppak. Hy het nie 'n jaar of 2 gevat nie, die volgende dag het Abraham begin wegtrek. En dis baie belangrik, dat God verwag van ons 'n geloofsaksie. So ek het geloof en uit my geloof uit is daar aksie. 'n aksie, dadelik te sê, ek gaan doen wat die Here sê. Hoor wat sê Jakobus 2, vers 14 tot 18, kom ek lees vir jou. Wat baat dit, my broers en susters, as iemand sê, hy het geloof, maar hy het nie dade nie. So jy het geloof, maar daar is nie geloofsaksie nie. Die geloof kan hom tog nie verlos nie. Wow, so geloof alleen kan nie verlos nie. Ek het 'n daad nodig. Daardie daad, omdat Abraham wegtrek na Kanaan toe, omdat hy iets doen, dan word hy verlos. As 'n broer of 'n suster sonder klere of daaglikse kos is en een van julle sê vir hulle, gaan in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee nie vir hulle wat die liggaam nodig het nie. Wat help dit? So is geloof alleen as dit nie op dade uitloop nie. Dood. So kom ek lees dit hier. So is geloof alleen as dit nie op dade uitloop nie, dood. Geloof is dood as dade nie dade is. Maar as iemand sê, jy het geloof en ek het dade, wys vir my jou geloof sonder dade. En ek sal jou uit my dade my geloof wys. So
Jakobus kom en hy sê, as jy sê jy het geloof, wys my die dade. Maar ek kan andersom doen. Ek kan my dade wys en dan sien jy dat ek geloof het. So my daad wys of ek geloof het. En dan moet jy besef, God soek geloof by ons, maar hy soek 'n geloofsaksie. So wat Jakobus kom en hy sê as iemand in nood is, help nie ek bid vir hom, dit help nie ek kom en ek sê, ek glo saam met jou, ek spreek lewe oor jou, ek dink aan jou. Nee, die Here sê, dat ek moet kom en ek moet vir hom iets gee, ek moet klere of kos gee. Hoekom doen ek dit? Want ek glo dat God my gaan help. So ek trek my baadjie uit en ek gee dit vir hulle, want ek glo God gaan vir my 'n baadjie gee. So my daad bewys dat ek God glo. My daad bewys dat God gaan voorsien. So dis maklik om vir daai ou te bid en sê, kom ek bid vir jou dat God vir jou gaan voorsien. Maar dis ek wat moet kom en sê, ek gee vir jou iets, want ek glo God gaan vir my voorsien. Verstaan jy, dis maklik om geloof vir iemand anders te hê en sê ek gaan geloof. Dis 'n ander storie as ek die geloof moet hê en die Here bly by my. Kom na my toe en ek moet op God vertrou. Byvoorbeeld, ek moet glo God se woord van saai en maai. Ek saai en ek gaan maai. Ek moet God se woord glo dat hy niemand se skuldenaar is nie. Ek moet God se woord glo dat die Here sê dat ek ander moet help en ek glo dat God vir my gaan voorsien en doen wat die Here sê. Nou daar is baie belangrik dat jy moet besef, geloofsaksie is nie goeie werke nie. Jy moet onthou dat enige iemand goeie werke kan doen. Jy kan enige geloof hê, enige godsdiens behou, onderhou en dan kan jy moreel reg leef. Jy kan goeie dade hê. Maar dit beteken nie dis geloofsaksie nie. 'n Geloofsaksie is wanneer ek hoor wat God sê, ek glo die Here en ek doen dit wat die Here sê. En dan kan ek in dieselfde sê, daar kan 'n ongeloofsaksie wees. Want daar's 'n leuen wat ek glo en iets gebeur met my, ek glo dit nie en dan doen ek hierdie leuen en dan is dit eintlik 'n ongeloofsaksie. As jy verstaan dat jy kan 'n geloofsaksie hê en jy doen dit en dan kan daar ongeloof wees en uit jou ongeloof uit het jy 'n aksie. Die aksie kan wees om niks te doen nie. Die aksie kan wees om net daar by jou huis te sit. Dis 'n ongeloofsaksie. Maar nou sê die Bybel, vers 8, deur geloof. En dan sê hy vir ons in die volgende paar verse, sê hy vir ons, hy sê deur geloof as Abraham gehoorsaam, dat hy het weggetrek. Hy het nie geweet waarheen nie, maar hy het weggetrek. Hy het geloof gehad, hy het nie twyfel gehad nie. Sarah, deur geloof op 'n hoë ouderdom het God haar krag gegee en sy het 'n kind gehad. Sy het die belofte geglo, sy was by die belofte. Deur geloof het Abraham die toets weerstaan, want God het gesê, "Kyk, vat Isak, gaan offer hom." Maar wat baie belangrik is, dat hy het elke keer die Here gehoor, elke keer geloof gehad en elke keer gedoen. En mense haak baie keer vas en sê die Here het my gesê om die ding te doen, en hou hulle daarbey vas. Maar wat baie belangrik is, Abraham, toe hy daar vir Isak vasgemaak het, reeds op die altaar gehad het, gereed om hom dood te maak, toe praat God weer met hom. Weer hoor hy die stem van die Here. En hierdie keer sê die Here, los die kind. En hy kyk en hier staan 'n ram wat in die takke vas is. Hier voorsien God die offer. Dit wat Abraham die heeltyd gesê het, dit gebeur. Maar wat wonderlik is, dat God praat met hom en sê, vat die seun, gaan offer, dan glo hy. En Abraham het geglo dat God kan dooies opwek. Dis hoekom hy dit gedoen het. Dis wat Romeine sê, dis wat Abraham geglo het. Maar hier praat God met hom en sê, los die kind. En dis wat belangrik is, dat ek moet elke keer die stem van die Here hoor, elke keer hoor dit wat die Here sê, en dan doen dit wat die Here sê. Maar as jy na die storie van Abraham gaan en Sarah gaan, dan besef jy dat hulle het ook 'n ongeloofsdaad gehad. Sarah het na 10 jaar gesê, dit lyk nie of God vir ons 'n kind gaan gee nie, en toe het hulle 'n ding gedoen wat eintlik tot vandag toe effek op die hele wêreld het. En die hartseer is, baie keer, omdat jy ongehoorsaam is, omdat jy nie geloof het nie, sit jy in 'n probleem waar God jou nie wou gehelp het nie.
Jy sit met 'n krisis wat die Here wou nie gehad het, dit moes deel van jou lewe wees nie, maar omdat jy ongeloof gehad het, dit met jou gebeur. Nou wat wonderlik is, ek glo dat God ons weer daar uithelp. En hoor wat gebeur. In Genesis 16 vers 1 en 2, Saria, Abraham se vrou, het nie vir hom kinders in die wêreld gebring nie, maar sy het 'n Egiptiese slavin gehad, haar naam was Hagar. En Saria sê toe vir Abraham, kyk, die Here weerhou my daarvan om kinders te kry. Gaan maar na my slavin, miskien kan ek deur haar 'n familie opbou. En Abraham het ingestem en tot Saria se voorstel, dis nou die 2020 vertaling, tot haar voorstel. Maar klink dit nie vir jou soos die duiwel wat by Sarah gekom het nie? Sê, luister, God wil nie vir jou gee nie. Dit klink vir my soos Eva se storie, waar die duiwel kom en 'n leuen in haar hart sit. En sy glo 'n leuen. En hulle optrede wys dat hulle 'n leuen geglo het. Dis nie net hulle twyfel gehad nie, hulle het 'n ongeloofsdaad gedoen. Hulle het geglo, God gaan dit nie meer doen nie, en toe besluit hulle, maar hulle moet iets doen, en hulle dink dis 'n goeie plan. Dis presies hoe die duiwel met ons werk. Die duiwel kom met 'n leuen, en ons begin daardie leuen glo. Dis nie twyfel nie. Nou daar's 'n verskil tussen twyfel en ongeloof. Twyfel is, ek is onseker. Ek is onseker, ek is nie seker hoe dit gaan werk nie, daar's bietjie twyfel hier binne in my hart. En Jesus sê duidelik, ek moet geloof in my hart hê, nie twyfel in my hart hê nie. Maar ongeloof is wanneer ek 'n leuen glo. Ongeloof is, ek hou vas aan daardie leuen, asof dit die waarheid is. Dis nie 'n stukkie onsekerheid nie. Daar's 'n absolute ongeloof binne in my hart, en daardie ongeloof word geskep deur dit wat ek hoor, dit wat na my toe kom, dit wat die duiwel praat, of mense praat, of die wêreld praat, of wat ook al, en ek glo daardie leuen. Dis nie 'n halfpad ding nie, dis 'n nie 'n twyfel nie, dis ek glo hierdie leuen. So, ek wil vir jou 'n prentjie teken. Kom ons gaan aan die bord toe, en dan teken ek vir jou 'n prentjie oor ongeloof. So kom ek teken vir jou 'n prentjie. En onthou nou, daar's 'n verskil tussen twyfel en ongeloof. Twyfel is, ek is onseker. Petrus wat op die water loop, en hy sien die storm, en daar kom twyfel in sy hart. Ongeloof is, ek glo 'n leuen. So kom ek verduidelik dit so. Hier's 2 kastele. Nou, in die ou tyd, 'n kasteel was hoë mure gewees, en hy het een deur gehad, en die nag het hulle daai deur gesluit, en jy was veilig. Hulle het dit 'n vesting genoem. In Engels gebruik jy die woord stronghold. Die hartseer is, dat daar 'n stronghold, 'n vesting in jou lewe kan wees. So hier's 2 kastele wat anders te lyk, maar hulle het dieselfde funksie, hulle is daar om iets te beskerm. So die een se naam is ongeloof. So hierdie kasteel se naam is ongeloof, en die ander ene is geloof. Die een wat ongeloof het, hy beskerm, dit wat hy beskerm, dit wat regeer binne in die kasteel, is 'n leuen. So daar's 'n leuen, jy kan dit daar in jou boekie gaan inteken en inskryf. So 'n leuen regeer ongeloof. En as gevolg daarvan is daar sonde. So die gedrag wat in jou lewe is sonde. En daar's 'n lys van sonde. Ek kan 'n klomp goed opnoem van dit wat jy doen as gevolg van jou leuen. 'n Eenvoudige voorbeeld. Ek glo die leuen dat God nie vir my kan voorsien nie. Dan kan ek mos maar gaan steel, dan kan ek bedrog pleeg. Ek glo die leuen, my huwelik gaan nie werk nie. So, dan doen ek goed wat nie in die huwelik hoort nie, wat nie daar mag wees nie, want ek glo daardie leuen, dit word 'n vesting in my lewe. Maar wat 'n leuen nog erger maak, is daar's eintlik 2 soldate wat hierdie vesting beskerm, en dis realiteit. En die ander een is emosionele uitbarsting. So, mense, die oomblik as hulle vir my sê, maar pastoor, dis die realiteit, dan weet ek, hulle beskerm 'n leuen. Want dis die wêreld se realiteit, dis nie God se realiteit nie. Dis die wêreld se realiteit.
Plus, mense het emosionele uitbarstings oor hulle situasie, oor hierdie leuen. En daai emosie en realiteit beskerm die leuen. Daai realiteit het redenasies. Mense kom met redenasies na my toe en sê, Johan, maar dis die realiteit en kyk wat gebeur. Hulle kom met plan, hulle het gedagtes, hulle het 'n klomp goed oor hierdie leuen. En ek kan berading doen, ek kan met hulle praat, ek kan klomp goed doen, dan sê hulle maar dis die realiteit en hulle begin emosioneel raak. Emosionele uitbarstings. Jy kan nie met iemand werk wat emosionele uitbarstings het nie. Hulle sal dokter toe gaan, pille drink, klomp goed doen, want hulle beskerm hulle leuen. En wat ek ook agtergekom het, as jy om die waarheid vertel, is daar 'n geweldige reaksie. Dan staan hierdie twee soldate vinnig op. Realiteit, emosionaliteit staan dadelik op, want hy beskerm daardie leuen. Aan die ander kant is die waarheid. Hier's die waarheid. Hierdie kasteel, dit wat daar regeer, is die waarheid. Dit wat beskerm word, dit wat regeer, die waarheid regeer. En wat gebeur daar? Daar's heilige gedrag. In hierdie kasteel is daar heilige gedrag. En ek wil bysit, hier's dalk ook hier's dalk ook emosies, want wat gebeur? En ek skryf nou nie so mooi soos my vrou nie, maar hier's ook emosies, mense wat hartseer is, mense wat bly is, daar's blydskap in lewe. Plus, hulle kom en dit sê, dis God se realiteit. God se realiteit wat hier, nou skryf ek verkeerd nie, maar dis God se realiteit wat hierso manifesteer en besef, luister, God se realiteit is anders as my realiteit. Dis soos Abraham. Hy kon nog gesê, ja, maar die realiteit is, en ons daar alleen, maar dan kom hy en sê, God se realiteit, wat wag, ek glo dit gaan gebeur, ek glo dit gaan manifesteer. Die hartseer met Abraham, hulle het die leuen begin glo. Sara het gesê, maar God gaan nie vir ons kinders gee nie. En raai wat doen hulle? Doen toe 'n ding wat nie die wil van die Here is nie. En sy kan sê die realiteit, ek is oud. Sy dalk heel moontlik emosioneel hieroor geraak en toe gaan hy na Hagar daar en dis uit ongeloof uit wat hier plaasvind. Nou wat belangrik is, jy moet van hierdie ongeloof na hierdie waarheid toe gaan. Jy moet soontoe gaan. Jy moet by God se realiteit uitkom. Jy moet op 'n plek kom waar jy sê maar luister, ek moet geloof in my hart hê. En ons die vraag, ons weet hierdie kursus gaan oor geloof. So hoe kry ek geloof? So jy moet 'n pad loop en hierdie pad is 'n pad na die waarheid toe. Maar die pad het 'n water hierso. Kom ons noem dit 'n water hierso. Hier's water waar jy moet gaan. En wat sê Jesus is die water wat jou reinig? Dis die woord. Die woord reinig my. So as ek van ongeloof na geloof toe gaan, moet ek 'n pad loop deur die woord van die Here. Die woord van die Here moet my reinig. Die woord van die Here moet my kom en geloof binne my hart skep. En kan ek vir jou sê, hoe meer jy geloof binne in jou hart wil hê, hoe meer moet jy by die woord van die Here uitkom. Jy moet gereinig word, jy moet gewas word. Jesus sê vir sy disippels, julle is reeds gereinig deur die woorde wat ek spreek. So, ons word gereinig, want ons weet wat die waarheid is, en hou vas in die waarheid. En dan sê ek, luister, my realiteit is nie God se realiteit nie. Die duiwel wil hê, jy moet hierdie realiteit raak sien, maar God het 'n ander realiteit. Daar's 'n blydskap, daar's 'n vreugde wat alle verstand te bowe gaan, wat 'n emosie is. Daar's heilige gedrag, want die waarheid regeer oor geloof. Die waarheid word beskerm deur geloof. Die waarheid is daar in my lewe en ek hou dit in my lewe. So, jy's welkom om hierdie prentjie te teken. Ek het hoop dit maak sin vir jou, maar besef net, ek wil van ongeloof na geloof toe gaan. Ek wil van 'n leuen af na die waarheid toe gaan. Dis waar ek wil wees. Kom ons gaan terug na die skrif toe. Dankie dat jy 'n notaboek het. Sê jy hoe belangrik is om 'n notaboek te hê en net bietjie notas te maak en besef wat ons leer en ek kan weer daarna gaan kyk. So kom ons gaan aan met sessie 5. Nou dis belangrik om te besef, ek kan nie geloof en ongeloof saam hê nie. Ek kan nie twee kastele daar hê nie. Ek moet een of die ander hê nie. En ons as kinders van die Here wil wegbeweeg van 'n leuen af. En jy moet pas op, 'n leuen kan baie vinnig vesting kry, baie vinnig 'n stronghold in jou lewe word. Hulle sê dat 'n kind tot op 11-jarige ouderdom glo maklike leer.
En dan sit hy dalk vir die res van sy lewe oor daai leen. Jou pa, ma is dalk geskei. Jy dalk jou pa verloor of jou ma verloor, en dan kom 'n leen en die duiwel kom met 'n leen by jou, en daar's goed wat jy glo, wat nie reg is nie, wat nie die wil van die Here is nie, en dan is daar verkeerde goed hier binne in jou hart. Nou, die woord is die waarheid, en ek moet God se woord gebruik om by die waarheid uit te kom. Ek moet God se woord gebruik om te sê ek moet doen wat die Here sê. Nou Abraham, dink 'n oomblik daaraan. Die Bybel, as jy die storie gaan lees, dan van Abraham in Genesis waar God by hom gaan sit het en God het met hom gepraat, God het 'n verbond met hom gesluit en hy luister vir die Here. Maar die hartseer is, hy het op 'n tyd in sy lewe na 'n leuen geluister. En toe hy die leuen luister, toe doen hy 'n verkeerde ding waarmee ons vandag nog sukkel. Nou hoor wat sê Jesus in Matteus 4. Jesus is gedoop deur Johannes. En toe die Heilige Gees afgekom en op hom gebly, en die Heilige Gees hom in die woestyn ingelei, en hy versoek deur die duiwel. Nou ek dink hy's vir 40 dae lank versoek, en hier op die einde hoor ons die 3 groot versoekings. En die eerste versoeking kom die duiwel en sê, maar vat hierdie klip en maak dit 'n brood, want jy is honger en jy moet van brood leef. En dan sê Jesus die woorde, vers 4, Matteus 4 vers 4. Maar Jesus het hom geantwoord, nee, daar staan in die skrif geskryf, 'n mens het meer as brood nodig om van te lewe. Wat jy eintlik nodig het, is om te leef van elke woord uit God se mond. Om te leef uit elke woord van God se mond. Nou, daar's 2 Griekse woorde wat gebruik word. Een logos. Logos beteken die geskrewe woord van die Here. Dit wat God hier neergeskryf het. Met ander woorde, ek moet leef vanuit hierdie woord. Maar daar's ook 'n rema woord. En dis die woord wat Jesus hier gebruik. Dat jy moet elke dag leef van die rema woord wat God praat. So God praat met my en ek doen dit wat die Here sê. En ek is gehoorsaam aan die Here en ek doen dadelik wat die Here sê. Soos met ander woorde, as daar iemand my pad langs kom en die Here sê vir my, help daardie persoon, dat ek dadelik sal doen dit wat die Here sê. Ek luister vir die Here, ek gee ag op dit wat God sê. Daar's nie 'n skrif hier binne nie. Ek staan nie môre op, dan vat ek nie die Bybel sê, Here, nou moet ek eers lees totdat ek weet wat om te doen nie. Nee, dis die Heilige Gees wat binne in my hart praat. En die Heilige Gees wat hier met my praat en ek doen wat die Here sê. Nou moet jy ook onthou, Jesus sê die woorde wat ek julle spreek is gees en lewe. Dit kom van die Heilige Gees, dit gee lewe. Daarom is dit belangrik dat ek die Bybel sal lees, want dit bring lewe binne in my hart en die Gees van die Here werk. En ek dink, hoe meer ek die woord ken, meer gaan ek agterkom, dis God wat nou met my praat. En kan ek dit duidelik sê, die beste ding wat jy kan leer in jou lewe, is om die stem van die Here te ken. Om jou kinders te leer, wat is die stem van die Here? Dit wat God met jou praat, om dadelik te reageer en te doen wat die Here sê. Want as jy vir die Here luister, gaan dit jou hele lewe verander. Daardie rema woord en jy moet leer, en hoe meer jy leer, nou hoor ek mense wat sê, ja nee, die Here praat met my nie. Ek wens die Here wil my praat, soos hy wat met Noag gepraat het, en Abraham gepraat het, ek wens God wil my so praat. Die ding is, jy glo 'n leuen, dan is daar ongeloof in jou hart. Ek glo God praat met my. Ek glo, ek hoor die stem van die Here. Nou is daar geloof, daar's 'n waarheid en ek maak daai deur oop dat God met my kan praat. Ek besef God se realiteit is anders as hierdie wêreld se realiteit. En dan wil ek vra dat ons elke dag sal doen wat die Here sê. Nou wat mooi is, hierdie Hebreërs 11 kom en dan leer ons van Abraham. Nou Abraham word genoem die vader van geloof. So dit beteken dat ons kinders van vader Abraham is. Nou ons is nie kinders omdat ons Jode is nie. Ons is nie kinders omdat ons bloedverwant is nie. Ons is kinders omdat ons geloof het. So as jy 'n kind van die Here is, dan vra ek, loop jy in die voetspore van jou vader? Doen jy wat jou vader sê? Dan is my vraag, hoeveel invloed het God se woord in jou lewe? Hoeveel invloed het 'n rema woord van God? Hoeveel invloed het 'n logos woord in jou lewe? Hoeveel invloed het die wêreld op jou? Hoeveel invloed sit daar in jou hart? En dan kan ons eerder vra,
Here, wys vir my 'n leuen. As daar 'n leuen binne in my hart is, wys hom vir my uit, laat ek hierdie leuen uit my lewe uitkry en dat ek by die waarheid sal uitkom. Hoor wat sê Johannes, die Lewende Bybel, 1 Johannes 2 vers 6. Hy sê 'n mens wat sê dat hy aan God behoort, so behoort jy aan die Here. Is jy eiendom van die Here? 'n mens wat sê dat jy aan God behoort, moet leef soos Jesus Christus geleef het. En dit is 'n ding wat my nogal krap, want mense sal kom met skriffies, en mense sal kom met wyshede, en mense sal kom met godsdienst aan my toe. Luister, as wys vir my Jesus, leef vir my Jesus, doen soos wat Jesus gedoen het, vergewe soos Jesus, praat soos Jesus. Nou ek maak ook foute, ek is 'n mens. Ek sê nou dag vir iemand, jy moet onthou ek is net 'n mens. Ek is nie heilig nie, ek is net 'n mens, maar ek streef na heiligheid. Ek wil vir jou wys hoe lyk Jesus. Ek wil optree soos Jesus. Ek wil kom en sê, ek het 'n fout gemaak en die Here praat met my, ek wil doen wat die Here sê. Nou as jy sê jy leef soos Jesus, dan is daar 3 goed hoe 'n mens kan leef. Eerstens kan jy leef, Jesus het gesê jy moet tot wedergeboorte kom. Dan sê die Here jy moet jou laat doop. Jesus sê vir sy disippels gaan wag totdat die Heilige Gees oor julle kom. Nou as ek tot wedergeboorte kom, gaan jy die Bybel verstaan, want onthou die Heilige Gees kom binne in jou en jy gaan verstaan hoe die Bybel werk, jy gaan verstaan God se woord, jy gaan die rema woord van God gaan jy ook verstaan. Maar die hartseer is dat mense, ek glo hulle glo in God, ek dink hulle is gered, maar hulle beoefen godsdienst. Hulle hele verstaan van God gaan oor godsdienst. En jy moet pas op, godsdienst is 'n reël, is 'n klomp wette en reëls. En ek dink dat dit selfs deur die duiwel ingestel is. Die duiwel kry dit reg dat ons reëls en wette en regulasies instel en ons leef volgens dit en dan dink ons is nou baie gelowig. Eintlik is jy godsdienstig. 'n ander manier hoe jy kan leef is soos die duiwel. Hy glo in God, maar hy doen niks. Hy glo in God en hy sidder. En baie mense glo daar is 'n God. Ja, ek weet is God, ek erken is God, maar hy leef in hierdie aardse wêreld. Hy leef in hierdie aarde, hy leef soos die aarde, hierdie wêreld, hy leef nie Jesus nie. Hy leef nie soos Abraham om te doen dit wat die Here sê nie. Nou ek wil afsluit om te dink, hier kom Abraham en die Here praat met hom en die Here sê vir hom trek. Nou, hulle het nie 'n GPS gehad nie, hulle het nie 'n kaartboek gehad nie, hy het net gevat en hy het getrek. En dink ek dan, is geloof nie baie keer 'n avontuur nie. Jy weet, dit is 'n avontuur wat jy aanpak. Nou, ek hou daarvan om te reis en ander lande te sien. En die groot rede is, dis 'n avontuur. Jy moet so 'n bietjie beplan, jy moet bietjie dink, jy moet goeders reël. Vandag maak die internet dit maklik en waar jy gaan bly en alles maak dit maklik. Daar's baie ouens wat raad het. Maar daar's 'n stukkie avontuur. Nou as ek hier in Afrika opgaan, weet wat sal 'n dom ding wees? Om vir mense te luister wat nog nooit in Afrika was nie. Ek wil juist na ouens luister en sê, vertel op my, waar het jy gery, wat het jy gedoen, hoe het jy gery, wat het jy gemaak? Dis belangrik. Plus, iemand sê vir my, Maps for Africa, Tracks for Africa, is die groot track Google dinge op jou telefoon, wat jou geweldig baie help. Van, vertel vir jou waar om te kom, wat om te doen, wat om te sê, baie goeders. En dan gaan ons daarna luister. Maar is dit nie hoe God se woord is nie? Het die Here nie dalk vir Abraham ook so gelei nie? Abraham sê, maak reg om te trek en dan praat die Here die heeltyd met hom, sê waar om te gaan, wat om te doen, waar om te trek, wat om te maak en God gebruik hom en dis 'n stuk avontuur. So geloof het 'n element van avontuur nodig en ons het 'n gids nodig. Ek het die Heilige Gees nodig om met my te werk. Geloof het so, ek sien in die toekoms in. Is dit nie wat die Lewende Bybel sê, om te sien dat ek het dit gaan gebeur, ek het dit reeds, dis wat ons gelees het, dis waartoe ek gaan, dis 'n pad vorentoe, en ek word gelei deur die Here, gelei met die Here wat met my praat, en dan is dit baie belangrik, dat ek die waarheid sal glo, dan is dit baie belangrik, dat ek sal glo en sê, ek weet dis die Here wat met my praat, jy wat voel ek in my hart, moenie die Here misbruik nie, baie keer sal mense kom, die Here het gesê, en die Here het gesê, dan die Here nooit so gesê nie, en dan maak hulle foute, as die Here met jou praat, en jy sê, die Here het vir jou gesê, dan moet jy doen, dan gaan daar 'n antwoord wees.
dan gaan God voorsien. Weet wat het gebeur met my? Daar's mense in die gemeente, hulle kom kerk toe en ek gaan besoek hulle. Dis mense wat in Pretoria bly en hulle voel die Here het vir hulle gesê, begin 'n kampterrein. Ek gaan besoek hulle en hulle wys my die kampterrein. Hulle vat straatkinders en hulle hou kampe daar. Hulle wil nie ander mense met kampe hou en hulle doen straatkinders. En hulle vertel vir my dat hulle sê vir die kinders, bring komberse saam. Maar jy weet, dis arme mense, hulle het nie komberse nie en die kinders kom nie met komberse daaraan nie. Vrou gaan haal komberse hier en daar en gee vir hulle. Ek sê nee, ek voel die kerk. Ons gaan gee, die Here help ons om te gee. En ons praat en ons sê maar kom hulle gaan slaapsakke koop. Hulle koop op die einde van die dag 55 slaapsakke. Maar in die gemeente ervaar ek die Here sê elkeen van ons moet 'n kombers gee. Ouens steek hulle hand op, hulle gaan 'n kombers gee. Die Here praat met my ook, my lekkerste kombers. Ek sê nogal nee Here, ek gaan vir hulle 'n nuwe kombers koop. Maar weer praat die Here my sê Johan gee daai kombers. Nee, ek weet nie hoekom nie, maar die Here sê gee daai kombers. So ek gee daai kombers. Ek bring daai kombers, sit op ons verhoog neer, ons bring komberse. Jy sal nie glo nie. Dis na die somer, hier by ons raak dit 35, 36 grade en skielik is daar 'n koue front, dit sneeu in Natal en weer die omgewing bly sal dit goed kan onthou en dis koud. Dis daai naweek is dit 4 grade en maksimum 14, 15 grade. Die koudste naweek in September in jare staan dit. En iemand sê nogal na die tyd, toe ek nou sê kom ons maak komberse by mekaar, dis hulle maar dis nou snaaks, na die winter wil Johan komberse by mekaar maak. Maar weet jy wat, dit was 'n rema woord, wat ek self nie geweet het hoekom of waarom nie, maar ons doen dit wat die Here sê. En in die koudste naweek het daai kinders komberse en ons kan sê die Here het voorsien. Ek kan sien maar dit wat die Here gedoen het. Nou kan ek vir jou vra huiswerk. Nou dit help nie jy doen die kursus en jy doen die huiswerk nie. Nou is maklike huiswerk. Ek wil hê jy moet die storie van Josef gaan lees. En as jy die storie van Josef lees dan begin jy eers te dink, ja, maar hierdie ding is heeltemal de mekaar en dit maak nie sin nie, hoe God met hom werk nie. Maar terwyl hy in Potifar se huis is, terwyl hy in die tronk is, het hy reg gedoen in die oë van die Here. En die seën van die Here was op hom. En in een oomblik maak die Here hom en die Here sit hom tweede in bevel en God help hom. So ek wil hê jy moet gaan lees Genesis 37 tot 45, hoe hy vergewe het, dit wat God met hom gepraat het. So gaan lees daai storie. Maar kan ek vra daar in jou sirkel, wil jy nie nou daar waar jy sit, net dalk met jou familie, met vriende rondom jou, net die vraag antwoord. Vertel op vir ons van 'n avontuur van geloof. Vertel vir ons van 'n besigheid wat jy moet begin het, of 'n ding wat die Here vir jou gesê het. Vertel vir my iets wat die Here vir jou gesê het om te doen en jy kan sien dit werk, dit werk 100%. En dan vertel dalk ook wat moes jy doen wat God gesê het jy moes doen. Wat jy kan sê hier was 'n rema woord gewees. So die een is hierdie avontuur wat jy aangepak het en dalk sou 'n ding wat die Here met jou gepraat het en jy kan sê en jy kan bewys dis God wat met my gepraat het. Dankie dat jy luister. Dankie dat jy hier deel van is. Jy is 'n great blessing.